Ons verbeel ons dalk dat Jesus vinnig van plek tot plek beweeg het, besig om te genees en te leer en op mense se nood te reageer. Maar voordat die skare bymekaar gekom het, voordat die dag begin, vertel die Bybel vir ons van iets stiller en stadiger, nie haastig nie. Die môre vroeg, toe dit nog nag was, het hy opgestaan en buitentoe gegaan na 'n eensame plek en daar gebid. Voordat Jesus van homself gee, gaan hy een kant. Voordat hy die eise van die dag in die gesig staar, vind hy 'n plek. Nie 'n plek van ontvlugting nie, maar 'n plek van terugkeer. 'n Plek waar hy onthou wie hy is en aan wie hy behoort. Hier rig Jesus sy oë op. Hier vertoef hy in die blik van liefde. Hier vertrou hy homself weer toe aan die Vader wat nie sluimer of slaap nie. Terwyl ons deur Lent reis, word ons genooi om Jesus te volg, nie net in sy lyding nie, maar in die ritmes van sy lewe ook. Daarom let ons op dat selfs Jesus 'n plek nodig gehad het waarna hy weer en weer kon terugkeer. So vandag is die uitnodiging eenvoudig. Vind 'n plek. Nie 'n perfekte plek nie, net 'n plek waarna jy kan terugkeer. Dit kan 'n stoel wees, 'n hoek in 'n vertrek, 'n bankie in die tuin, iewers wat saggies aandui, hier stop ek. Hier kan ek kies om hierdie spasie voor te berei en by Jesus te wees. Maar miskien wil jy dit op 'n spesifieke manier voorberei, dalk deur 'n kers daar te sit of 'n foto of 'n voorwerp wat jou herinner aan 'n ontmoeting wat jy met God gehad het. En dis nie net versiering nie, dit is herinnering. En miskien wil jy vandag al na hierdie plek toe gaan. Let dan op dat Jesus reeds daar is. Nie besig om ongeduldig te wag dat jy daar aankom nie, nie teleurgesteld nie, nie verwytend nie, net teenwoordig. Let dan ook op hoe jy daar aankom. Wat dra jy vandag saam met jou? Wat voel swaar? Wat voel onafgehandel? Jy hoef niks daarvan op te los nie, sit eenvoudig, haal asem. En as jy kan, begin om die woorde van Psalm 121 stadig te bid. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Herhaal gerus daardie laaste reël, my hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. En jy doen dit nie as 'n stelling van sekerheid nie, maar van 'n oorgawe, van vertroue. En wanneer jy dan opstaan uit daardie plek uitloop, hoef jy nie antwoorde saam met jou te neem nie. Net die stille wete dat jy nie hierdie reis alleen stap nie. Dieselfde God wat oor Jesus gewaak het in die donker oggendure, waak oor jou kom en jou gaan. Nou en in die dae wat voorlê. Kom ons bid saam. Here, dankie vir daai liefdevolle ontmoeting wat op ons wag. Elke keer as ons stil raak en na U toe draai. Help ons asseblief om daardie tyd te neem en na daardie plek toe te gaan, sodat ons by U kan wees op 'n baie intentionele, rustige manier. Maar Here, dankie ook vir al die ander tye wat U ons ontmoet en ons besig wees. Dankie dat ons so saam met U mag reis. Amen.